Jy kan sy plek neem. Is dit nie wonderlik om net die naam van die Here te kan loof en prys volgens nie? Surely, His presence is in this place. Geliefdes, ons is besig om te praat oor ontwaak, ontwikkel, ontmoet. Efesiërs 5:14 is ons teks. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Ons het laasweek begin praat oor ontwikkel deur verandering. Ek het vir julle gesê, dit was net die eerste deel, so ons gaan vanoggend die tweede deel daarvan na kyk. So belangrik dat ons sal verstaan vanoggend, ons dien 'n God van verandering. Die eerste ding wat gebeur wanneer ek en jy Jesus ontmoet, is hy maak van ons nuwe skepsels. Hy bring 'n verandering. En wanneer Jesus in jou lewe is, dan begin goed in jou lewe verander. Jou spraak verander, jou optrede verander, jou denke verander, jou gemoed verander, jou hoop verander, alles verander die oomblik as ons Jesus in ons lewe innooi. Nou in Johannes hoofstuk 2 vers 1 tot 10 lees ons die volgende. Hy sê, en op die derde dag was daar 'n bruiloft te Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruiloft genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. En Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. So belangrik daai vers. Net wat hy vir jou sê, moet jy doen. En daar het volgens die reiningsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, en elkeen het 2 of 3 ankers gehou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. Hy sê toe aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het vir hom gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, wat verander het, ek het laasweek vir julle gesê, die molekulêre stelsel binne daardie water het Jesus iets mee gedoen, en dit het wyn geword. En het nie geweet waarvan dit was nie, maar die dienaars wat het geskep het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hier is die eerste tekens, of die eerste verandering, wat Jesus te Kana Galilea gedoen het, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Elke keer, wanneer Jesus 'n verandering gebring het, was dit 'n openbaring van wie hy was. Dit was 'n openbaring van sy heerlikheid as mens, as kind van die mens, die seun van die mens. Ons lees, Jesus verander 2 visse en 2 broodjies in 'n feesmaal. Jesus verander modder in oë. Hy verander vissermanne in disippels. Hy verander duiwelbesetenis in getroue volgelinge, en hy verander jou en my in kinders van God. Die Here is in die bedryf om verandering te bring. Maar wat baie belangrik vanoggend is dat ons sal besef dat net dit wat ek aan die Here gee, kan hy verander. Ek het laasweek vir u gesê, dis nie 'n geval dat Jesus iets wegneem en iets anders in die plek daarvan sit nie. Die woord sê baie duidelik dat die Here neem dit wat bestaan en hy verander dit. Hy verander dit in heeltemal iets anders. Daarom sê Paulus ook, die wat in Christus is nuwe skepsels. Die ou het verbygegaan en dit alles het nuut geword en dit alles is uit God. Die Here het ons geneem as mens wat dood was in ons sonde en misdade, en die Here het 'n verandering gebring en lewe in ons ingeplaas. En ek en jy moet vanoggend besef dat ons dien 'n God van verandering. In die eerste plek sien ons Jesus verander duisternis in lig. Jesus verander duisternis in lig. Die Bybel sê vir ons in Genesis, is nie op die bord nie, maar in Genesis sê die Bybel vir ons in die begin was daar duisternis oor die aarde, en die gees van die Here het oor die aarde of oor die waters gesweef, en die Here het gesê, laat daar lig wees, en uit die duisternis het lig verskyn. Hoekom? Want die Here verander die lig of die duisternis in lig. Psalm 18 vers 29, hy sê, want u laat my lamp skyn, die Here my God laat my duisternis opklaar. Hy verander my duisternis in lig. En ek wil jou aandag daarop vestig. Ek weet nie of jy laasweek kan onthou nie, maar ek wil hê jy moet onthou. Dit is so belangrik vanoggend dat ons sal besef dat die woord van die Here sê nie, die Here het die duisternis weggeneem
en lig daar geplaas nie. Nee, hy het die duisternis in lig verander. Daarom lees ons ook in Efesiërs hoofstuk 5 vers 8. Hy sê, want vroeër was julle, dis ek en jy, ons was duisternis. Dis wie ons was deur geboorte, deur die sondeval. Hy sê, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Die Here het uit duisternis lig geskep en die Here skep uit duisternis ook lig in my en jou lewe. En ek wil die volgende vir hom baie mooi verstaan, want lig in die Bybel is so belangrik, dat Jesus gesê het, hy is die lig van die wêreld, en later, voor hy opgevaar het hy vir sy disippels gesê, julle is die lig van die wêreld. Die Here kom en uit duisternis skep die Here lig. Hoekom? Want by mense is dit onmoontlik, maar niks is onmoontlik by God nie. En geen een van ons kan uit duisternis lig skep nie. Ons moet lig inbring, maar die Here skep uit duisternis, skep die Here lig. Johannes 1 vers 4, hy sê, in hom was lewe, dis in Jesus, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die Here het lig laat skyn in die duisternis. Die Here het jou in die brand gesteek, geestelik, het die Here jou in die brand gesteek, om te brand as 'n vuur, as 'n lig, waar jy ook al rondbeweeg. En daarom sê Jesus, ons kan nie 'n lig opsteek of 'n lamp opsteek en dit onder 'n maatemmer insit en dit skyn dat dit almal kan verlig in die omgewing. As ons vanoggend in die gees kon sien, sou almal vir ons gelyk het soos gloeilampe en nie energy savers nie. Ons sal helder skyn vanoggend, want die lig van Christus is in ons en die lig van Christus skyn deur ons. In 1 Petrus hoofstuk 2 vers 9, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Uit die duisternis, ons was almal in duisternis, en wat ek vanoggend wil op klem lê, is dat baie areas van ons lewens, kerk, baie areas van ons lewens is vanoggend nog steeds in duisternis. Maar die Bybel sê, die ingang van sy woord bring lig. Die ingang van sy woord bring lig. En daarom het ek nodig om daardie donker areas van my lewe, daardie areas waarvan niemand weet nie, om dit voor die Here te bring, sodat dit in die lig kan kom. Johannes het gesê, die lig het geskyn in die wêreld, en die wêreld het hom nie aangeneem nie, want hulle was liewer vir die duisternis as die lig. Ek het vanoggend die lig lief, en ek wil vanoggend hê die lig van die Here moet op elke area van my lewe vanoggend skyn. Maar ek moet dit vir hom bring. Ek moet dit vir hom gee. Dit is so belangrik, van laasweek af, lê ek klem daarop, dat hierdie ding, wat ek wil hê, die Here moet verander. Ek kan nie net vra, Here, verander dit nie. Nee, ek moet vir die Here gee, sodat hy dit kan verander. Dis net die oomblik, toe daai brood en visse in Jesus se hand is, en hy dit begin uitdeel, het dit begin vermeerder. Dis eers wanneer ek dit wat ek het vir die Here gee, en dit by hom los, dat die Here kan kom en verandering bring, in daardie aspek of area van my lewe. Tweedens, luister mooi, Jesus verander tekort in oorvloed. Ons sien dit reg deur die Bybel. Jesus verander 'n tekort in oorvloed. In Psalm 107 vers 35, en hy het die woestyn 'n waterplas gemaak. Hy het die woestyn 'n waterplas gemaak. Droog maak hy nat. En die dorland waterfonteine. Weer eens, sien dit saam met die volgende. Die Bybel sê, die Here het die droë land, het hy in 'n water paradys verander. Hy het nie water gebring van iewers af nie. Dit het daar gebeur. Hy sê, die dorland het waterfonteine geword. Aan die ander woorde, dit het uit die grond uitgekom. En dis wat ek wil hê jy moet sien in hierdie twee preke wat ons van preek, wat die Here verandering bring, is dat die Here bring uit daardie droogte, bring die Here water. Uit daardie nood bring die Here verlossing. Want Jesus verander tekort en oorvloed. En ons sien dit hierso, so mooi, daar's baie gedeeltes, maar in 2 Konings hoofstuk 4. Hy sê, 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man is dood. En jy weet self dat u dienaar die Here vrees. Nou het die skuldeisers gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. En Elisa sê vir haar, wat kan ek vir u doen? Gee my te kenne wat in jou huis is. Gee vir my iets wat die Here kan verander." Bid die Here ons oë sou oopmaak, as hierdie gesien. Gee my iets wat ek kan verander. En sy antwoord, ek het niks nie, behalwe 'n flesie met olie.
Die profeet sê, dis wat ek nodig het. Ek het net iets nodig wat die Here kan verander. Kyk kerk, die Here kan uit niks uitskep nie, maar die Here kies baie keer om uit iets anders te maak, te verander. En nou sê hy vir haar, gaan en leen vir jou van buite af kanne, leekanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet al daardie kanne en sit weg wat vol is. Hoekom is dit so belangrik dat sy die deur sou toemaak? Want ander mense sou kom doodspreek het oor dit waarmee sy besig was. Hulle het vir haar gesê, jy's van jou kop af, dit kan nie so gebeur nie, dis nie hoe die natuur werk nie, dis nie hoe die wetenskap werk nie, maar die Here steur hom nie aan die wetenskap nie. Kom aan kerk, die Here verander dit wat hy wil en dit wat hy kan. En die Here sê vir haar, maak die deur toe. Dieselfde met Jesus, wat toe gekom het by die gouverneur se dogtertjie. En sy was dood, toe hy daar aankom. En die Bybel sê vir ons, Jesus het almal daar uitgejaag uit die kamer uit, en net hy, sy disippels en die ouers, het daar ingaan en die deur toegemaak. Partykeer moet jy net die deur toemaak. Partykeer moet jy net die ongeloof van buitekant uitsluit, sodat die Here dit kan verander in jou lewe, wat die Here wil verander. En sy het vir hom weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in, sodat die kanne vol was. Sy het aan haar seun gesê, bring my nog een kan aan. Maar hy antwoord, hier, daar is geen kan meer nie. En toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om na die man van God te kenne gee, sy sê, en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, en die oorige kan jy en jou seuns van lewe. Luister baie mooi. Die skuldeisers het gekom om haar seuns te vat, want sy het niks gehad nie. Net 'n bietjie olie. Dis al wat sy in haar huis oor gehad, was 'n bietjie olie. En die profeet sê, gee dit vir my, dat die Here dit kan verander in oorvloed. Maar maak die deur agter jou toe, dat ongeloof nie kan inkom nie. En begin giet. En sy het dit ingegooi en ingegooi en ingegooi. Kyk, kry vir jouself daai prentjie. Ons praat hier van 'n flesie met olie. Nie 'n 20 liter jerrycan nie. Sy het 'n flesie met olie en sy gooi. En die kanne word vol en die flesie word nie leeg nie. Okay, nog een. En sy dink jouself uit in daardie wonderwerk wat die Here doen. Kom maar kerk, by mense is dit onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. En die Here kom en hy verander daardie, kom aan, hy verander daardie bietjie olie in oorvloed. Sodat sy genoeg gehad het, nie net om haar skuldeisers te betaal nie, maar sy het genoeg gehad, sodat sy en haar seuns daarvan kan lewe. Nou, almal van julle wat tienerseuns in die huis het, jy weet hoeveel kan 'n tienerseun eet, né? Kom aan. Die Bybel sê, sy en haar seuns kon daarvan lewe. Al wat sy gehad het, was 'n bietjie olie. Al wat sy gehad het. Jy sien, baie keer kom ons ook en sê, Here, ek het niks. Here sê, gee my net iets wat ek kan verander. Gee my iets om mee te werk, sodat ek dit kan verander. In 1 Konings 17, vers 11, is die profeet weer by die weduwvrou, daai gunsteling verhaal van my, wat die Here die weduwvrou aangaande die profeet bevel gegee het. En dan sê die Bybel vir ons hier in vers 11, en terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here jou God leef, ek het geen broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek dit vir my en my seun klaar maak, dat ons kan eet en sterwe. Okay, so jy sien waar sy is. Jy sien wat sy beleef. En dan sê die profeet vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen en doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak, want so sê die Here, die God van Israel. Die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot die dag wat die Here reën op die aarde sal gee. Die profeet kom, hy kry 'n woord van die Here. Die Here sê vir hom, vra vir die vrou om vir jou 'n stukkie brood te bring. Sy sê, ek het nie, dis al wat ek het. En die woord van die Here kom, hy sê, die meel sal nie opraak nie. Gee dit net vir my, en ek sal dit verander in 'n strome van lewende water. Het jy dit al gehoor in die Nuwe Testament? Strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Nie druppeltjies, maar strome. Hoekom? Want die Here verander tekort in oorvloed. Die Here werk altyd in oorvloed. Hy werk altyd in oorvloed. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet. En sy het haar seun, en hy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en
hy en haar gesin dae lank en die meel in die pot het nie opgeraak en die olie en die kruik het nie minder geword nie volgens die woord van die Here wat hierdie diens van Elia gespreek is. Kerk van die Here, wanneer ek hierdie voorwerp, hierdie pyn, hierdie hartseer, as ek hierdie ding vir die Here gee, dan verander die Here 'n tekort in oorvloed. Ek moet net leer, en ek dink dis waar die probleem in kom, ek moet net leer om gehoorsaam te wees. Jesus se ma sê vir die diensknegte, doen net wat hy vir julle sê. Die profeet kom by die vrou en sê, doen net wat ek vir jou sê. Hy kom by die ander vrou en sê, doen net wat die Here sê. En die oomblik toe hulle in gehoorsaamheid doen wat die Here sê en dit in die hand van die Here gee. Ek dink aan 'n ander verhaal wat Jesus vertel het, wat hy by die tempel gesit het en gekyk het hoe die mense geld in die sakkie gooi. En daar was 'n vrou wat net 2 muntstukkies gehad het en Jesus sê sy het meer gegee as almal, want sy het alles wat sy gehad het sy vir die Here gegee. En die Here, die Bybel sê nie, maar baie duidelik dat die Here het haar hele situasie omgedraai op die einde van die dag. Ek wil vanoggend vir jou vra, wat het jy in jou hand? Wat het jy wat die Here kan verander? Wat het jy wat die Here kan verander? Nommer 3. Kom ek vra eers, is jy nog met my? Almal nog wakker? Moet ek die aircons op koud sit? Nee, okay. Jesus verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Ek het al baie in my lewe gesê, maar dit bly vir my so mooi. Die Here verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Hy sê in Genesis 45 vers 5, Josef is aan die woord. Sy broers het hom verkoop en hy was in die tronk en nou sê in Farao se huis. Hy sê vir sy broers, moenie bedroef wees nie en laat geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou het God my voor julle uitgestuur. In vers 8, julle het my dan nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor die hele huis en 'n regeerder in die hele Egipte lank. Kerk, dink vir jouself die verleentheid wat hierdie jong man moes deurgaan om deur sy broers, sy baadjies uitgetrek wat sy pa vir hom gegee het. Hy's in 'n put gegooi. 10-1 baie vuil, hy's verkoop as 'n slaaf, hy's geboeid wat hy aankom in 'n ander land, waar hy niks ken en niemand ken nie, hy word daar as 'n slaaf hanteer, daar word hy valslik beskuldig, hy word in 'n tronk gegooi. Dink net aan die verleentheid wat hy moes beleef het, die shame wat hy moes ervaar het. Maar die Here, my God is by magte, kom aan kerk, om te doen ver bokant wat ek al bid, dink of vra. En hierdie verleentheid, die Bybel sê nie, dit was nie 'n verleentheid, dit was 'n verleentheid. Maar die Here verander daardie verleentheid in 'n geleentheid. Hy sê hierso in vers 8, julle het my dan nie hierheen gestuur nie, maar God het. Die Here het die hele tyd 'n plan gehad. Ek loop gister met die gedagte rond, daar by die huis, van dit is nie soos dit lyk nie. En ek het gewonder of ek volgende oor moet preek, maar hierdie was my eerste gedagte, maar ek het gister 'n probleem gehad met 'n geyser. En ek het aanvanklik gedink, want hy skop die krag uit, toe dink ek, dis die element, dis mos maar die eerste wanneer jy kyk. Maar op die einde van die dag, het perre by 'n nes gemaak in die isolator. Die isoleerder, ek weet nie hoe sê mens in Afrikaans nie, in die isolator. En daai moddertjies wat hulle gebruik was nat. Toe maak hy 'n kortsluiting en die krag skop uit. Dis nie wat ek gedink het nie. En toe ek dit skoon gemaak het en alles werk weer, toe kom hierdie gedagte by op, dit is nie wat jy dink nie. En partykeer die verleentheid wat ons ervaar is nie wat jy dink nie. Die Here hy het gedink, aanvanklik het hy gedink, sy broers het hom hierheen gestuur, hulle haat hom, hulle wil hom wegkry, maar iets het gebeur in sy hart in hierdie tyd wat hy besig was met die Here, want die Bybel sê hy was getrou aan die Here hierdie hele tyd, dat hy besef het, dis nie sy broers wat hom hierheen gestuur het nie, dis nie omstandighede wat hom hierheen gestuur het nie, dis nie die regering nie, dis die Here wat hom gestuur het. Want die Here het 'n ander plan gehad. Die Here het 'n geleentheid gesien waar Josef net 'n verleentheid gesien het. En partykeer in ons lewens ook sien ons net die verleentheid, maar ons besef nie hierdie verleentheid gaan die Here omdraai in 'n geleentheid tot eer van sy naam. Maar is my so mooi as ek hierdie gedeelte lees om net te besef die Here verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Hy sê so in Genesis 31 vers 7. Hy sê maar julle vader, dit is nou Jakob en Laban se storie weer. Hy sê, maar julle vader het my bedrieg. Hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade
aan te doen nie. Nou, dink dit vir 'n oomblik weer eens aan hierdie verhaal. Jakob het vir Laban gaan werk. Hy sien eerstens vir Rachel, hy wil haar as vrou, hy werk 7 jaar, sy pa doen hom in. Dink net aan die verleentheid, toe hy die volgende oggend uit die tent uitkom en besef, maar hy het met die ander sussie getrou. Sy pa het hom ingedoen, sy pa het hom skade aangedoen, en die verleentheid wat hy moes beleef het, en later kom sy pa en sy skoonpa, en hy beskuldig hom valslik, alles verleenthede wat hy deurgaan. Maar kerk van die Here, is dit nie hierdie selfde Jakob, uit wie op die einde van die dag die 12 stamme van Israel gebore is nie. Die Here omskep daar die verleentheid in 'n geleentheid. En die een wat die minder geliefde was, Lia, wat was haar naam? Lia, dowwe Lia, lelike Lia, ja, daai een. En die Here gebruik daar die verleentheid. Kom aan kerk. Die Here gebruik daar die verleentheid in 'n geleentheid, en Jakob word die vader van die 12 stamme van Israel. Ek dien 'n God wat 'n verleentheid kwam verander in 'n geleentheid. Die Bybel sê vir ons in Rigters hoofstuk 16 vers 25, nadat Samson sy oë uitgesteek is en hy in die tronk was, lees ons die volgende. En toe hulle hart vrolik was, dis nou sy vyande, sê hulle, roep Samson, dat hy vir ons speel. Hulle het Samson uit die gevangenis geroep, en hy het voor hulle gespeel, en hulle het hom tussen die pilare laat staan. Daarop sê Samson aan die dienaar, wat sy hand hou. Nou ek stop het vir 'n oomblik daar. Hy het voor hulle gespeel. Die Bybel sê nie wat het alles gedoen nie, maar ek kan jou waarborg van hierdie reus wat die Filistyne keer op keer verslaan het, tot 'n man hier wat nie oë het nie en wat as 'n bespotting voor die mense sekere dinge moet doen. Dit was 'n verleentheid. Dit was 'n verleentheid. Maar kyk hoe skep die Here dit in 'n geleentheid. Daarop sê Samson die dienaar wat sy hand hou, laat my staan en laat my die pilare betas waar hulle op die huis rus, dat ek daarin kan leun. En die huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne was daar. En op die dak omtrent 3000 manne, genade was 'n groot huis. Manne en vroue wat kyk hoe Samson speel, weer eens daai vernedering. Toe roep Samson aan die Here en sê, Here, dink tog aan my en versterk my nog hierdie een keer. O God, dat ek my oor een van hierdie 2 Filistyne kan wreek. Op hierdie stadium gee Samson sy lewe aan die Here en sê, Here, verander hierdie verleentheid in 'n geleentheid. En Samson slaan sy arms om die 2 middels die pilare waar die huis op gerus het, een aan die regter en een aan die linkerkant, en hy leun teen hulle aan, en Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. Hy gee die verleentheid aan die Here. Hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en al die mense wat daarin was. So was dan, luister baie mooi, so was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as almal wat hy in sy lewe gedood het. O, kerk van die Here, die Here verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. En ons moet net vanoggend ons harte daarop plaas, en ons moet die Here vertrou, waar ons ook al is, wat ons ook al ervaar, dat die Here by magte is om hierdie verleentheid te omskep in 'n geleentheid tot eer van sy naam. En dan met julle nie saam met my preek nie, gaan ek nou klaarmaak. Nommer 4, luister mooi, Jesus verander 'n las in 'n getuienis. Jesus verander 'n las in 'n getuienis. Hebreërs hoofstuk 12 vers 1. Daarom terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En dan in 1 Petrus hoofstuk 5 vers 7 sê Petrus en werp julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Deel van hierdie las wat ons moet aflê is ons bekommernis wat ons as mens op hierdie aarde het. En die Bybel is baie duidelik wat die Here sê, gee daardie las vir my. Gee daardie las vir my. Hoekom? Dat ek daardie las kan verander in 'n getuienis. In Lukas hoofstuk 8 vers 38 is hier 'n man wat letterlik, hy was belas. En ons praat nie van belasting nie. Hy was belas hier deur duiwels wat hom getormenteer het. Hy het 'n las gedra wat ek dink die een van ons nog ooit hoef te gedra het nie. Die Bybel sê, en die man uit wie duiwels uitgevaar het hom aanbid en by hom gebly, maar Jesus het hom laat gaan en vir hom gesê, gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en die hele stad verkondig watter groot dinge
Jesus aan hom gedoen het. Hierdie man het hierdie las gedra. Hoekom hy duiwels gehad het, weet ons nie. Wat gebeur het, weet ons nie. Maar die Bybel sê net vir ons dat hierdie man was in die grafte, hy was besete, hy was erg van duiwels oorrompel en die Bybel sê vir ons dat Jesus het hom vrygemaak en hierdie las wat hy gedra het. Die Here het nie die verleentheid en 'n geleentheid verander nie, maar die Here het hierdie las verander in 'n getuienis. Is dit nie wonderlik vanoggend dat jy vanoggend dalk hier sit met een of ander las? Finansiële las, siektelas, huwelikslas, vriendelas, kinderslas, wat so las ook al. En dat die Here by magte is om vanoggend hierdie las te vat en dit te verander in 'n getuienis. So baie van ons mense, so baie van ons vanoggend hier sit, is deur goed in ons lewens. En vanoggend kan ons getuig van die goedheid van die Here in dit. Of dit nou gebeur het en of dit lekker was of nie. Ten spyte van dit of as gevolg van dit, kan ons vanoggend getuig wat die Here vir ons gedoen het. Daardie las verander die Here in 'n getuienis. Kom ons lees hierso in Lukas hoofstuk 8, dis weer 'n besetene man. Die Bybel sê vir ons, en toe hy aan wal uitklim, kom 'n sekere man uit die stad om tegemoet, wat vir 'n geruime tyd van duiwels besete was en geen klere gedra het nie. Hy het ook nie in 'n huis gewoon nie, maar in die grafte. En toe hy Jesus sien, skree hy en val voor hom neer en sê met 'n groot stem, wat het ons met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek bid u moet my nie pynig nie. Want hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man uit te gaan. Want baie keer het hy hom saamgesleep en hy het hom gebind met kettinge en boeye om oor hom die wag te hou, maar hy het die boeye uitmekaar geruk en die duiwel het hom in die woestyn gedrewe. Hierdie man was letterlik uit 'n las gedra. En die Here omskep dit in 'n getuienis. En ek wil hê vanoggend weet dat die Here ook jou las vanoggend kan omskep in 'n getuienis. Gee net daardie las vir hom. In Lukas hoofstuk 13 vers 16. Die Bybel sê vir ons, en hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, dis 'n vrou wat krom getrek het, die Here het haar gesond gemaak. En dan sê hy, maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat dink daaraan Satan 18 jaar lank gebind het, moes sy nie deur hierdie band op 'n Saterdag verlos word nie. En dit het hy gesê, het al die teenstanders beskaam geword en die hele skare was bly oor die heerlike dinge wat deur hom gebeur het. En die skare was bly oor die dinge wat deur hom gebeur het. En wat het hulle gedoen? Hulle het gaan getuig in die stad, die dorp, die huis, die plek waar hulle was, oor die groot dinge wat die Here vir hierdie persoon gedoen het. Kerk van die Here, ek sê baie keer vir u, dat elke wonderwerk wat ons beleef, of dit nou ons eie lewe is of in die lewe van iemand anders, kan dien as 'n getuienis om te verklaar hoe groot die Here vir ons is. Ek wil weer teruggaan na Genesis 45 toe. Want dit skakel net vir my in by hierdie getuienis. Waar Josef sê, maar hy sê, maar wees nie bedroef nie en laat geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou het God my voor julle uitgestuur. Luister net na hierdie getuienis. Josef sê vir sy broers, moenie bekommerd wees nie, want die Here het hierdie verleentheid omskep in 'n geleentheid. Die Here het die tekort 'n oorvloed gemaak en die Here het hierdie ding gebruik as 'n getuienis van sy grootheid en sy krag en sy majesteit. As jy net die verhaal, daar's nou 'n boek uit van Stephen K. Scott oor die lewe van Josef. As jy daai boek in die hande kan kry, lees hom om net te besef wat het die Here alles in Josef se lewe gedoen. Soveel dinge het die Here net eenvoudig net omgedraai, verander. Op die einde van die dag het die droom van die Here vir Josef waar geword. Hy sê, Here het my nie hierheen gestuur nie, maar God het. Vertel my Vader, getuig, vertel my Vader dan van al my heerlikheid in Egipte en alles wat julle gesien het en bring my Vader hiernatoe. Of wat Josef hier vir sy broer sê, gaan getuig teenoor my Vader hoe goed dit met my gaan. Hoekom? Want die Here verander 'n las in 'n getuienis. Dit was 'n las, maar die Here het verander in 'n getuienis. Ek wil vanoggend afsluit. Ons dien 'n God wat kan verandering bring. Ons dien 'n God wat vanoggend vir my sê, wat het jy in jou hand? Wat kan ek verander?
En miskien moet jy vanoggend jou gesondheid voor die Here bring. Miskien is dit vanoggend 'n bankrekening. Miskien is dit vanoggend 'n flesie met olie. Ek het nou dag vir u vertel van die verhaal, en dis 'n ware verhaal van 'n vrou wat by 'n pastoor gekom het en vir hom gesê het, sy het nie geld nie, kan die kerk help en die pastoor vra vir haar, maar kan jy nie goed koek bak? Ja nee, ek kan goed koek bak. En ek kan nie die besonderhede alles reg onthou nie, maar op die einde van die dag het dit wat sy gehad het, is sy geneem, en vandag is dit in Amerika 'n nasionale maatskappy. Eenvoudig het hom sy gevat wat sy gehad het, en die Here het dit verander in 'n nasionale maatskappy. Jy sien, partykeer dink ons, dis maar net 'n bietjie olie, of dis maar net hierdie, ek kan maar net goed met hout werk, of ek kan maar net met staal werk, of ek kan maar net met dit werk, of ek kan maar net dit doen, of ek kan maar net die ander ding doen, maar dit is niks werd nie. Die oomblik as ek vir die Here gee, verander die Here dit. Kom aan, in 'n besigheid, die Here verander dit, in 'n loopbaan, die Here verander dit in 'n bediening. Ons dien 'n God wat verander, as ek net vir hom gee wat ek het. Hy het in elk geval vir my gegee, so hy weet wat ek het, as ek net vir die Here gee. En vanoggend moet ons dalk nie daai las vir die Here gee. Miskien moet ons vanoggend vra die Here vanoggend net, wat het jy? En hy sê, Here, al wat ek het is dit. En die Here sê, weet jy wat, dis genoeg. Gee dit vir my dat ek dit kan verander. Gee dit net vir my dat ek dit kan verander. Nie wat jy wil hê nie, maar in wat jy nodig het. En kom ons vat dit vanoggend na die een ding. En ons gee dit vanoggend vir die Here en sê, Here, ek het vanoggend gehoor, ek glo en ek verklaar, U is 'n God wat verandering bring. Kom ons bring dit voor die Here. Vader, op grond van U woord nou, kom ons en ons bring vanoggend net ons tekort en ons las. Ons bring hierdie goed voor U, Here, dat U vanoggend dit kan verander in 'n getuienis, dat U dit kan verander in oorvloed, dat U vanoggend hierdie tekort kan verander, Here, in 'n besigheid, dat U kan vanoggend kom en hierdie krisis verander, dat U vanoggend kan hierdie verleentheid verander in 'n geleentheid. Here, ons weet nie vanoggend wat U storie het nie, maar ons weet dit vanoggend U het gesê, U beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms, en daarom wil ons vanoggend net hierdie ding vir U kom gee. Dis al wat ons het, Here. Ons kom vanoggend, ons kom gee vanoggend ons bankrot besigheid vir U, Here. Ons kom gee vanoggend ons siek liggaam vir U. Ons kom gee vanoggend 'n gebroke huwelik vir U, Here. Ons gee vanoggend 'n leë bankrekening vir U, Here. Ons gee dit vanoggend vir U, is al wat ons het. Ons bid vanoggend, Vader, bring daardie verandering, maak daardie verandering. Here, roep uit duisternis lig en roep uit tekort oorvloed, Here. Roep uit hierdie verleentheid 'n geleentheid in hierdie lastige getuienis. En ons eer U vanoggend daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil hê